Deur ver in die suide van Swede, in die dorpie West-Vemmenuk, is die lente nou op sy mooiste. Die bome is oortrek met jong groen blaartjies en oral maak bloeiseltjies op. Die slote loop sterk. Op hulle walle staan die bome vol in die bloei en die plant wat op die klipmuurtjies groei is bruin en blink en gesond. Kom! Doe op, loop! Holger Nielsen en sy vrou is arm boeremense. Hulle plaas is niks groter as 'n tuin nie. Toe hulle hier gekom het, het hulle net 'n vark en 'n paar hoenders gehad. Maar hulle het baie hard gewerk, dag na dag. En nou het hulle koeie en gase ook. Dis Sondagoggend. Holger en sy vrou maak klaar om kerk toe te gaan. Nils Holgersson. Kiep. Maar wie waar die kind nou weer rondwaal? As hy nou klaar maak, gaan ons laat wees vir kerk. Nee, ek weet nie waar hy is. Ek het self die wêreld vol na hom gesoek. Hy moes die ganse gevoer het. Niels! Kom hier! Niels! En wat daarvan? Jy het my nat gespat. Ek kan mos nie vanmôre so kerk toe gaan nie. Almal sal lag en spot. Kyk vir arme Asa. Nou bly dan by die huis. Dis Sondag vandag. Ja, môre is dit Maandag en oormôre is dit Dinsdag. Ek wonder hoekom is Nil so bitsig. Ag, moenie sleg voel nie, Asa. Jy weet mos hoe Niels is. Hy dink aan niemand nie. Het jy al vir Niels gekry? Ek het hom vanmôre na ontbyt gesê, ek gaan hom beslis nie weer vandag verskoon nie. Hy gaan vanmôre saam met ons kerk toe. Ja. Hy, jy het dan niks te eet nie. Jy moet baie honger wees. Ou Krummel kom onnooi gee vir jou iets. Dis Niels se werk, mamma. Ja, ek weet. Maar ek kan mos nie daarom die ding laat doodgaan van die honger nie. Dis daarom tog 'n lewende wese. Ons het vir Niels die hamster gegee om hom verantwoordelikheid te leer. Hy is vir die dier verantwoordelik en daarom moet hy hom kos gee en na hom omsien. Ek weet, maar ek is jammer vir jou dingetjie. As dit van Niels afgehang het, was hy al lank al dood van die honger. Aha. Ek skryf vir jou nie.
Nou sal ek jou wys, Kalilia. Martin. Ga jou kry, jong. Ga jou kry. Staan stil. Nou, ek jou. Kom. Martin. So ja. Kom hier, ek gaan jou toch kry. Stop! Kom hier! Papa! Kom hier, Niels. Waar was jy? Ons het oral na jou Hy gesoek. was natuurlik weer onhebbelijk. Papa, los my, ek gaan Ons mannetjie weer die hele werf vol rondgejaag. Neil, sorg asseblief dat jy onmiddellik in die huis kom. Maar hoekom moet ek, mamma? Ek het niks gedoen nie. Wat het ek gedoen, pa? Jy vra nog, hoeveel keer het jy al belet om die diere so te mishandel? Wat het ek verkeerd gedoen, papa? Ek het maar net met Martin gespeel. Wat het ek... Dis genoeg, Niels. Sit my neer, papa, sit my neer. Asseblief tog, papa, sit my neer. As ons nie nou vir ons gaan klaarmaak, gaan ons laat kom. Die klok het al begin lui. Ek het regtig niks gedoen nie. Ek het niks verkeerd gedoen nie. Ek het maar net O, gespeel. jy noem dit speel. Gaan saam met jou ma, ons kan later afreken. Maar ek wil nie. Asseblief, Niels, kom nou. Niels, wat vang jy nou weer aan? Niels! Los my. Nee, Ek wil nie gaan. Ek wil nie saam met julle gaan nie. Ek wil nie saam met julle kerk toe gaan nie. Ek wil nie. Ag, Niels. As ons nie nou ry nie, kan ons net hier bly. Hoekom is hy nie aangetrek nie? Omdat hy wil nie saam met ons gaan nie. O, jy wil alweer nie saam met ons kerk toe gaan nie. Nee, papa. Nou goed, Niels. Maar moet jy my beloof jy sal soet wees en vandag se preek by die huis lees. Ja. Maar jy sorg dat jy dit behoorlik lees, mannetjie, want as ek terugkom, gaan ek jou oor elke bladsy baie mooi uitvra. Genaal die boek, man. Ja. Die preek is 14 en 'n halwe bladsy lank. Wat? As jy betyds wil klaar wees, moet jy onmiddellik begin. En onthou, mannetjie, ek gaan jou oor elke enkele bladsy uitvra. Ja, papa. Luister na jou pa, Niels, en sorg dat jy dit behoorlik lees. Ja, mamma. Mamma is seker nou bly dat ek die hele tyd hier moet sit en die preek moet leer. Skaam jou, Niels. Dit was baie lelik van jou. Ja, mamma. Totsiens, Niels, en moenie dat ek my bekommer nie. En dit is so 'n lekker lentedag buite. Ek is seker hulle praat nou oor my dat ek so stout is. Nou kan ek tog met pappa se geweer speel sonder dat iemand sê ek mag nie. Niels! Pappa. Ja.
keer. Daar bly jy sit en jy klim nie daar af voor ons terugkom nie. Ek gaan jou beslis oor elke bladsy uitvra. Ja. En haal sommer daai mis ook 'n slag af. Nee, Dit word laat. As ons nie nou wegkom nie, kan ons dit maar los. Ek is amper klaar, mamma, kom. Het jy my verstaan, Niels? veertien en 'n halwe bladsy. Hoekom is daar nie kort preke nie? Ek is so moeg. Jy's maar 'n domkop, Krummel. Gee ek help jou. Ag, hoekom sou ons en Niels tog so wild en kwaai wees? En daarbey is hy nog lui en stout in die skool waar hy ook nie leer nie. Hy is so klein niks net laat ek hom nie eens die ganse kan dit oppas nie. Ek weet nie meer wat om met hom te doen nie. Hy luister net nie meer na my nie. Mag die Here maar die slegtigheid uit sy hart wegneem en hom 'n liefdevolle hart gee. Anders gaan hy homself en ons ongeluk bring. Hy was eers so 'n liewe kind. Hierso, vat dit. Is beter as niks nie. Kom uit, Krummel, toe. Veertien en 'n halwe bladsye. Is baie lank. Nee, ek mag nie slaap nie. Anders kan ek maar vergeet om vanoggend met die preek te kry. Pappa gaan my oor elke bladsy uitvra en as ek dit nie ken nie, gaan ek pak kry. Dat was geluid.
Dwergie. Ek het jou, hè. Los my asseblief. Ek sal nie. Ek vra jy mos mooi los my asseblief. Hoekom? Ek wil my hele lewe al 'n kabouter gesien het. Maar jy het nou een gesien, laat my nou gaan. Ek verdien baie beter behandeling van jou, weet jy. Vir baie jare het ek vir jou ouers tog net goed gedoen. O, en vir my? Vir jou gek. Goumuntstuk. Groot en blink soos 'n sakhorlosie. Dankie. Steek dit in jou sak en laat my los. Vat dit. Ja, dankie. Ek is seker niemand was al ooit so naar met 'n klein kaboutertjie nie. Dis nie genoeg nie. Hoe nie? Wat wil je nog van mij, je nare mensenkind? Tower die preek in my kop in. Ik zal het in doen en je moet zelf lezen. Ek wil dit glad nie lees nie. Dit is 14 en 'n halwe bladsye. Ik zie jou een zilverketting geven. Nee, tower die preek in my kop. Als ik jij was, zou ik voorzichtiger wees. Hoekom, hè? Hoekom? Denk je misschien is mij nodig om jou vraag te stellen te beantwoord? Laat mij los. En ik geef jou een zilverdaler. Dit is mijn laatste aanbod. Ek wil liever die preek in my kop hê. Jij moet mij eerst laten los. Goed. Au. En nou die preek. Wijs mij jou hand, Niels. Hier is my hand. Tower die preek in my hand, anders vang ek jou. Ik heb jou gewaarschuwd. Alje. Die kabouter moes die kamer getoer het. Niemand sal dit glo nie. Pappa en mamma sal sê ek het dit net gedroom. Anna, ek moet liewer dadelik die preek lees. Anders sal hulle Wat gaan aan? Het die kabouter alles verander? Die tafel en die stoel ook.
dit is ek. Hy het so waar vir my getoer. Kaboutertjie, waar is jy? Waar is jy? Kaboutertjie! Nou jy dan iets leliks aangevang, Nulsorgus, en jy behoort jou te skaam. Die kabouter is skoonveld weg. Jy gaan nog baie jammer wees oor die dag. Ja, ek sê hy was groot. Niels het so met 'n klein duimpie geword. Dis sy verdiende rood hier, ja, het 'n klein duimpie geword. Kyk dit hoe hy dit sal my. Niels is hy bly 'n klein man in die straat. Niels het so met 'n klein duimpie. Dit is 'n verdiende rood. Niels het gesond. Wat kan jy doen? Hy is so sterk. Sal ons hier dat dit wel lesie wees. Niels wou nie glo dat hy in 'n kaboutertjie verander is nie. Dis seker maar net 'n droom, het hy gedink. As ek 'n bietjie wag, sal ek nou weer 'n mens wees. Maar wat hy ook al gedink het, hy het net so klein gebly. Sy blonde hare, die sproetjies op sy neus, alles was nes altyd net baie kleiner. Niels het besef dat iets baie snaaks met hom gebeur het. Maar dat dit die begin was van 'n wonderlike vriendskap en 'n heerlike avontuurlike reis saam met die wilde ganse, dit het hy nog nie geweet nie.